Welkom. Vandag duik ons in iets wat ons normaalweg assosieer met gesonke skatte of 'n mal wetenskaplike ekspedisie, maar wat in werklikheid 'n uiters ernstige saak is. Dit blyk ook ongelooflik gevorderd te wees in Italië. Ek praat natuurlik van industriële duikwerk. Ons het vir Julian by ons om ons te help navigeer deur hierdie onderwater oerwoud van wette en regulasies. Dankie Theodor. Maak julle was, want terwyl die res van Italië nog besig is om warm water te ontdek, of eerder, die koue water van die dieptes, is Sicilië al dekades lank besig om borrels te blaas. En dis nie seeborrels nie, dis borrels van wetgewende uitnemendheid. Sicilië. So die nasionale wetgewer het pas hierdie wet van 26 Januarie 2026 nommer 9 bekendgestel, wat die Nasionale Agentskap vir die Veiligheid van Kritieke Onderwater Infrastruktuur stig. Dit klink na 'n reuse stap, of hoe? Dit het op 11 Februarie 2026 in werking getree. Dit klink inderdaad so. Dis net jammer dat hierdie take van veiligheid, kartering en sertifisering op operasionele vlak in Sicilië reeds 'n gevestigde realiteit is. Terwyl Rome nog dink oor hoe om 'n nuwe koek te bak, het hulle hom in Sicilië reeds uit die oond gehaal, versier en met 'n groot stryk in die venster gesit. So, dit is nie 'n wetgewende leemte wat hierdie Sicilië model geskep het nie. Dit is nie asof hulle die reëls op die nippertjie uitgedink het nie. Glad nie. Die Sicilië model het die strengste veiligheidsstandaarde van die energiemark aangeneem. Ons praat van die SHE-eiste van INI, gedateer 5 Augustus 2013. Dit is nie sommer enige ding nie. Die streek Sicilië met streekswet 21 April 2016 nommer 7 en sy implementeringsregulasie, die DPRS 7 Desember 2018 nommer 31, het hierdie operasionele standaarde wat deur internasionale reëse vereis word tot wet gemaak. Dis asof die handleiding van die mees veel eisende kliënt 'n burgerlike wetboek geword het. So 'n duiker wat in Sicilië opgelei is reeds compliant met die vereistes van die wêreld se grootste kliënte. Hy hoef nie later ekstra kursusse te doen om saam met INI of soortgelyke saamkompanieë te werk nie. Presies, dis soos om 'n VIP-paspoort vir die wêreld van duikwerk te hê. Die verpligting van streng toerusting, van die oppervlakstasie vir die eerste vlak tot die oop klok basket vir die offshore en die geslote klok vir die diepsee PVHO is nie 'n opvoedkundige grille nie, dis die wetlike omsetting van veiligheidsprotokolle wat INI, let wel, reeds sedert 2013 afgedwing het. 'n Siciliaanse duiker is feitelik reeds deur die industrie geseën voordat hy nog sy voet op die bouterrein sit. Sjoe, en hoe hou mens rekord van al hierdie Siciliaanse superduikers? Deur die telematiese repertorium van opgeleide persone wat by die streekassosieraad van die familie ingestel is en deur die departement van arbeid bestuur word. Dis 'n aanlyn database wat voortdurend bygewerk word. Die laaste opdatering was in Julie 2025 wat die 3 vlakke van kwalifikasie sertifiseer: Inshore Diver, Offshore Air Diver en Offshore Sat Diver, diepsee. En dis nie net 'n plaaslike lysie nie, daar is duikers van reg oor Italië en verskeie buitelandse lande wat Sicilië kies vir hierdie gereguleerde opleiding. So, Sicilië het 'n trekpleister geword vir internasionale duikopleiding. Dis eerlikwaar nie die eerste ding wat by 'n mens opkom nie. Inteendeel, die rede is 'n magiese dokument, die Europass sertifikaat supplement, wat die erkenning van kwalifikasies reg oor die Europese gemeenskap waarborg kragtens riglyn 2005/1630/EG. Bill Chilton van IMCA het duidelik gesê dat die offshore-industrie slegs sertifikate erken wat deur openbare owerhede uitgereik of bekragtig is en private titels verwerp. Sicilië het geluister, opgetree en bied nou 'n sertifikaat met 'n ystersterk institusionele beskerming. Oekie, die Nasionale Agentskap fokus op die beskerming van kritieke infrastruktuur en die veiligheid van onderwaterintervensies. Het Sicilië ook iets hiervoor? Natuurlik, hulle het die genomineerde kaart, 'n ware professionele lisensie met 'n individuele reeksnommer, foto en die tegniese vlak behaal, soos voorsien deur artikel 8 van regulasie nommer 31 van 2018. Dis soos om 'n rybewys te hê, maar vir die dieptes van die see. En die mededingende voordeel van die Sicilië model is dat dit voldoen aan die standaarde van die International Diving Schools Association, die IDSA. CDFOP in Palermo, die enigste IDSA-volwaardige lid in Italië, is 'n sentrum van uitnemendheid wat deur die hawekapteinskap en offshore kontrakteurs erken word. Dis nie fantasie nie.
Dis 'n gevestigde realiteit. Dit beteken dat die nasionale agentskap 'n ware uitdaging het, en nie om die wiel te herontdek nie, maar eerder om te verstaan hoe die Siciliaanse wiel werk. Presies. Hulle sal nie nuwe reëls hoef uit te dink nie, maar hulle werk met harmoniseer met hierdie bestaande streekuitnemendheid. Die Sicilië-model bewys dat wanneer 'n assessoraat wat aandag gee aan mobiliteit en 'n opleidingsinstansie van uitnemendheid saamwerk, hulle 'n stelsel skep wat tegnies onaanvegbaar is. Sicilië is nie meer die periferie van die sektor nie, Theodor. Dis sy senuweesentrum. Dis 'n laboratorium waar onderwaterveiligheid wet is en professionele kwalifikasie 'n globale waarborg is. Vir maritieme ondernemings en energiekontrakteurs is die Siciliaanse repertorium die enigste betroubare instrument om die bekwaamheid van seeprofessionele te verifieer. Die staat sal feitelik by die streek moet leer. En dis 'n goeie grap. Absolute goeie grap. Hierdie episode het julle 'n diep duik gegee in die wêreld van Italiaanse industriële duikwerk. As 'n vriend dit interessant sou vind, deel asseblief hierdie episode met hom of haar.